Jy sê dis reg, Keith. Ja, ik vind het recht. Kwai, Is het recht? kwai. Kan jy sien wie? 1 2. Gooi gou, Keith. 1 2. 1, 2. Assai. Wag. Dis hoekom die ding so hard is. Assai. 1 2. 1 2 testing. 1 2. Dis beter. Dis beter. Jy sê dis reg? Okay, laat ons begin. Right. Goeiemôre, goeiemôre, goeienaand julle. Welkom by nog 'n episode van Wisdom of Solomon. Ons doen dit 'n bietjie different. Hierdie man wat hier langs aan my sit aan my regterkant, sy naam is Keith. Ons het voorheen 'n session gehad weens technically daai difficult. Het ek my voet iets verloor en ek vra weer eens om verskoning. Maar die is 'n hart man. Die is 'n hart is differently. Is differently en is net liefde wat uit hom uitstraal. En dis hoekom hy hier sit om 'n bietjie vir ons te kom bewys dat ons sit ook met hy liefde en as ons intap en dan kan ons iets groot doen. Ons het Keith hierso van Run for Wings. Hy's besig met 'n inisiatief vir die vrouens. Hy het dit laas jaar gedoen. Welkom Keith. Hier's vrouens, hier's ouers, hier's mamas, even paas ook. Broers, neefies wat kyk na hierdie video en dan wil hulle weet wie's Keith. Waarvandaan af kom Keith en hoekom het Keith 'n hart klop vir vrouens? So Keith net so broad overview. Wie is Keith? Waarvandaan af kom Keith? En so in 'n nutshell, hoekom doen jy hierdie ding wat jy nou doen? Oké. Ja, ik is oorspronkelijk van Makassar. Alle jaren ik kan gebleven. Ik heb zo 4 jaar terug heb ik begonnen werken in Stellenbosch. En ik heb besluit hier aan mijn relocate. Ja. Weens zo'n werkomstandigheden, dat is een beetje nader. Jy kan maar praat met Dat is bro. een beetje nader. Naar die werk toe moest nou. En ik was bij je vrienden gehad op Stellenbosch, familieblum Stellenbosch, anti-blum Stellenbosch, mijn neefs. En ik heb besluit, omdat ik bij lief was voor haarklop, dat ik één dag besluit om, ik ga haarklop zo 3 jaar terug, Stellenbosch, een normaal 5 tot 6 keer gaan doen. En die gedachte kwam in mij dat, en dat dit gebeurt basically, en ook als maar ik ga beginnen haarkloppen, ja. En die gedachte kwam bij mij dat allemaal doen iets in augustus maand. En ik heb besluit, ik kom op in die gedachte Run for Wings. En ik ga voor Run for Wings beginnen. En samen met Koetjes wordt FC Soccer Club. En ooit beginnen, terwijl die gedachte ook. Omdat ik nou klaar haarklop, ons gebruiken maar die haarklop en ons samen syntherapeutes in. Dus we beginnen met zo'n project op het einde van de dag. En als je daar weggesprongen, en dat is ook hoe ons vandaag hier zit. Na 3 jaar is ons steeds aan de gang. Run for Wings. En ons het begin laatst jaar van Run for Wings Hub ge-established. En hij is geregistreerd nou als een NPC. So, ons is mooi aan de gang op het einde van de dag. Ja. So. Maar ik was maar vrouwmensen bij een dag, because wij baie keer als vrouwmensen wordt het maar net één kant gezet. Ja, als equal rights, maar dat is nog steeds in de achtergrond. Dus we staan dat de vrouw als onschild geraakt wordt, dat de vrouw moet, ze is niet de huisvrouw, ze is niet in de achtergrond zo. Die man het die laatste zei, yes, dat is die principle van de Bijbel, maar omdat baie van ons jong dames en vrouwens baie keren opportunities mis weens omstandigheden. En het grootste probleem basically wat ons dagelijks face op primaire en op hogescholen tans is dat vrouwmensen sukkel met sanitaire doekjes op het einde van de dag. En dat is ook om ik beginnen haarklop. En van een hobby af het ik van een raken passion. Verstaan, een liefde kan worden voor wat ik doe op het einde van de dag om je talent te gebruiken op different manieren om mensen te helpen op het einde van de dag. En dat is waar ons Run for Wings zit. Kwaai. Van de dag. Keith, jy het net vir ons gesê dat jou vrou word so agteruit geskuif en jy sê jy is sexist waar jy mos net 'n sekere geslag wil voordeel wil gee nie. Dat's baie goed wat sy kan gedoen het. Jy kan geraadloop het of 'n inisiatief geran het vir kinders wat behoefte het aan sokker boots. Jy is self in rugby betrokke, miskien rugby jersey of enig iets wat daarmee gepaard gaan, even miskien 'n sak of iets. Maar jy voel vrouens.
Het jy dalk die gevoel dat die need is dalk groter vir jong seuns wat dalk hulp nodig het, maar jy voel vrouens het die voorkeure? Ja, omdat dit mos nou maar, as ons kyk na die statistieke van basically van jong dames wat op skole spesifiek, is dat baie keer mis hulle opportunities. Weens die skool kan nie supply nie, ons government kan nie supply met sy doekies nie. So iemand moet op 'n van die dag instep. Because as ek dink as 'n dame byvoorbeeld, sy kry nou 'n maandstonding op die skool, in die eksamenlokaal, sy weet die omstandighede is moeilik by die huis, sy weet dat as sy by die huis is, sy depend op die skool het nie sien dat die doekies nie. Wat maak ons in so'n situasie op einde van die dag? Stuur ons die kind huis toe, gaan die skole toelaat om weer oor te skryf, stuur baie kere nie. En sy kom by die huis, wat moet sy maak? Dat as sy sanitaire doekies nie. Dat op so'n vlak gaat jong dames leer dat hulle moet ander maniere uitvind, net om vir hulle self te vind. Ek dink dis iets wat ons nie kan wegvat van ons natuur. Ons kan dit nie wegvat van enige natuur van 'n vroumensie. Verstaan? So dis hoekom ek voel dat baie dames mis geleenthede deur 'n simpel ding. Ja, die government het teks weggehaal, maar dat solf nie die probleem nie. Verstaan? So dis hoekom ek besluit het ek gaan constantly en continuously met hierdie ding doen op 'n dag om 'n jong dame op die skool te hou. Omdat sy gemaklik kan voel, haar dignity behou op die einde van die dag. Van ek dink, deur so simpel, goeie voorbeeld van hierdie pak. Hy lyk eenvoudig, hy lyk mooi gepak, gemaak. Maar ek dink, wat is die waarde op die einde van die dag van hierdie pakkie, as sy inhoud? Nie mooi gepak is nie, van as ek kan different dinge met hierdie koffie doen. Ek kan hom swart drink, drink as 'n cappuccino, kan melk bygooi. Sy kan veel different soorte goedjies maak met die inhoud. Ja. Al lyk dit baie eenvoudig. Sanitaire lyk eenvoudig. Stuur 'n getroude vrou aan man van Senterpeetstraat koop, as hy skaam. Yes. Ek het die rede hoekom ek so sê is dat hy was laas jaar by skool gaan peets aflewer. En hierdie man sê hy gaan nie 'n pak, nou sê hy vir my net 'n pakkie vas. Hy sê hy skaam. Hy vertel vir ons kom hy skaam. Sy eendag sy vir hom sê dat pompeet sê sy vir hy gaan dit doen. So ons wil daai gedagte wat ons skaam voel as jong man of 'n jong getroude man vir pa en met vrymoedigheid kan sê, dis fyn met kan ek self weer aankoop. Ons het nie vrede met because why? Hoekom ons nie vrede met nie? Vir ons voel skaam. Yes. Daar gaat er ook is 'n shame om dit te doen. En baie kere voel jong dames ook so. Hulle voel skaam van as hulle nou gaat vra. Wat het die antwoord? Wat het die reaksie wees op einde van die dag? En my hartklop is dat vroumense dat met vrymoedigheid as 'n jong man vir my kan kontak sê ek moet jou sanitariepets. En oor 'n tydjie as ek 'n maand het iemand my gekontak. My ge-inbox op Facebook sê ek moet jou sanitariepets. Sê ek van ek kan kom haal as ek by die werk is of wanneer ek af was ek kan kom haal. Dit vir my laat beter. Dit laat vir my voel as 'n mens, as 'n jong man, proud man. Why? Ek het iets achieve. Alles een persoon wat uitgereik het na my toe. Daai een persoon kan met vrymoedigheid, gemaklikheid haar maandstonding fase diere maak vir hy 7 of 3 dae. En dit wat ons moet kan sins in ons gemeenskappe, in ons skole. Omdat jong dames kan met vrymoedigheid na 'n meneer toe kan gaan op die skool, of na die hoof toe kan gaan, of na 'n mentor toe kan gaan, of na 'n pa toe kan gaan. En net ek skaam te wees, sy moet net aan by haar vrou toe gaan nie. Want dat hy kan met vrymoedigheid wat hulle self kan wees op einde van die dag. En dan gaat baie dames vrymoedigheid hê. En baie mense kan voel dat dis regtig geniet op einde van die dag. Want dit basically word geoverlook. Yes. Dit word oorgesien op einde van die dag. Ag, as maar net sanitariepets, is alright. Maar as jy kyk, hy sit op die rak mooi gepak, hy's mooi gekleed, different brands. Maar as ons kyk, as hy ding open maak,
wat 'n different punte hy dink op die einde van die dag. Ja. Is die groter prentjie as net 'n normale pakkie peets van R5. By Sobrad kry, by Yusuf kry, of by Spar van R7 kry. Die value is min wat ek daarvoor betaal vir hy pakkie. Maar die waarde wat dit binne het, Ja. kan 'n jong dame vandag vanaf matriek na universiteit toe vat. Omdat die rede hoekom? Die klein pakkies in die repeats. Wat se waarde R7 gewys het. Maar dat sal vir 'n plek bring wat van op einde van die dag R1000 na 4 jaar kan sy inkry. En net hy een pakkie peets, wat sy moet dalk saai in iemand se lewe in. Gaan sy dit altyd nou. Kwai. Die journey wat sy gaan deur die lewe, sy altyd nou. En dit sal vir haar dat sal vir haar 'n testimony wees op einde van die dag. Nice. Ek het nie net gekom maklik deur die lewe nie, maar luister na my hoekom ek vandag suksesvol is. Baie kere sien mense dat ons suksesvol, maar hulle weet nie die potholes vandag gewoes op einde van die dag nie. En dis hoekom ek sal altyd vir mense bemoedig om te sê is dat al kan sy nie 'n pakkie gee vir ou in 'n dag nie. Maar stel jouself beskikbaar. Okay, ek het nou nie vandag nie, maar ek ken iemand in ons gemeenskap wat jou kan help. Kwai. Ek sal kontak maak. Of op hy punt kom, dan sal ons regter waar ons met jong dames nie meer so baie geleenthede mis nie. Ek moet net laas keer my gedeel, 'n paar van my gedeel, dogters in graad 11. Sy kry 'n maandstonding. Ja. Dis mos 'n ding wat nie beplan mos nie. Dis hy. Die cycle change mos man. As jy nou 'n bietjie dieper gaat kyk mos nou van rondom dit. En hulle kontak die paar is te pas dan in die werk. En meneer, my dogter kwaal, die vrou hoekom my dogter kwaal? Sy het nou 'n maandstonding gekry. Die skool het nie saniterapeut sien. Sure. 'n Man moet net sy werk uitstap. Wat die probleem is vir my sê. Maar sy gaat nou moet huis toe gaan en dan nie weer terug skool toe kom nie. En sy verloor 'n dag se werk. So basically wat gebeur nou? Sy is nou agter. Sy moet nou 2 keer harder werk om nou basically op trek te kom met die kinders in die klas. En dit het met weer eens laat besef, joh. As jy nie dan regtig so groot die buitekant. Dan kom dat hy is my motivation op die einde van die dag. Yes. Ek sê aanhou. Kiet, jy mense nog van die probleem wat ons met sit, skole het die, soos nou die voorbeeld wat jy gemaak het, van die voorbeeld het wat actually gebeur, van die dogter wat 'n klas moet gelos het en huis toe moet gegaan het, en die pa met uit die werk het gekom het. Dis die probleem waarmee ons nou in die gesig staar. Wat kan ons maak? Ek sit hier nou op die spot, wat kan ons maak dat hierdie probleem soos daai geminimaliseer word, dat hy kind nie meer hoef meer so te sukkel? Ek gesê het is dat ons as gemeenskap, ons as ouers, as vaders, as jong manne buitekant, staan net R5 die toner af van jou spending money per maand. Dink as ons byvoorbeeld 50 jong manne, 50 pounds in die gemeenskap, dis te voorbeeld van 'n geraf. Hoeveel pakkies het ons by einde van die dag? Die goedkoopste pakkies in 'n terapeut en wat baie goed is by Yusuf of by Sobrad as R5. Okay. Die rand value klink min, maar die gehoor by vroumense is dat dit werk soos 'n bom. Kwai. Hulle vloei nie deur nie. Dit werk vir hulle. Verstaan so? As ons 50 mense het wat 'n toner sponsor, hoeveel pakkies sien 'n trekpleis hy nie op einde van die dag. Because na elke skool doen in 'n gemeenskap gaan. 100 hier gaat erop, 100 daar gaat erop en dan daar gaat erop. En dit hoef nie in ons gemeenskap met talente wees by die dag nie. Ons begin in 'n gemeenskap, dan beweeg ons buite kan 'n gemeenskap en so werk ons al breër buite kan 'n gemeenskap. En dis die manier hoe ons die oplossing gaan hê op einde van die dag. Of geen kind huis toe gaan nie. Geen kind hoef gesê het die ouers moet kom haal nie. Sy kan van net daar uitsort met die nodige produkte wat daar voorgesit is op 'n einde dag. Van die government van ons gee niks. Hulle gee nie vir skole nie. Organisasies maar saam in gee vir die skole op 'n einde van die dag. Kiet, jy praat nou van 'n organisasie hierdie Run for Wings.
Jy het dit laas jaar gedoen en wat is van die suksesstories wat van laas jaar se inisiatief aan hand afkom? Suksesstories gewees dat ons as lead kan 10 skole kan gedek. Nice. 10 skole, het ons pets gekry. Ons het amper oor 1000 pets gekry, dink ek, ja. En dat ons kan 10 skole dek en een organisasie, vrouworganisasie kan ons gedek het. Nice. Met sanitary pads in. En dit was met die highlight geweest. En ek dink die skole wat ons naartoe gaan het, hulle was baie bly geweest op die einde van die dag. En ons wil continuously wil ons dit doen. Nice man. Ek dink ons dit net 'n jaar instelling is, want baie kere doen ons events wat net okay, ons moet een keer jaar op die einde van die dag. Dit moet by ons basis gereelde basis is. Kwai. Verstaan? Soos ons het different soorte organisasies wat vir vroue. Maar laat ons hier die hap ook. Wat is basically die hap ook dan loodstel te sê okay, hier ons het 'n hap. So julle daar is different organisaties wat vrouorganisasies is. Hulle maak sanitary-pads, kontak jou. En ons sal supply met sanitary-pads op die einde van die dag. Verstaan? So dat is die highlight geweest. En ek dink die mense het regtig wel laas jaar support met die inisiatief wat ons gedoen het. En dat is kom sê, dit was 'n groot sukses geweest. Ons kan net die vrugte daarvan pluk op die einde van die dag. Verstaan? So en dit ons wil net op hy wat is hy stepping stone wil dit voortbou op 'n dag. Om met hoër te klim. En meer kan uitdeel by skole. En te van gemeenskappe, reg oor die Weskaap as ons dit kan doen. Dit is ons basically ons main doel. Ons wil die hele Weskaap tot 'n awareness bring van wat regtig die situasie is in die social development. Keith, jy laas jaar die hardloop toe van Kloetiswil af tot en met Robertson. en dit was 'n hoe lank proses geweest? 3 dae gewees en so ons het so oor die 127 kilometers ja in 3 dae gedoen. Hoe het julle hom gedoen? So ons het hom gedoen van Stellenbosch af tot in Woesteren. Ja. Dus oorgeslaap in Woesteren. En toe die Vrydag het ons gegaan van Woesteren af Robertson toe. Ja, en het is 1 extra dag gehad om te rus. Ja. En die Sondag het ons teruggekom weer, ja. Keith, wanneer julle hierdie proses doen, jy sê nou van Kloetiswil af tot Woester toe. Daar word jy van jy klim in transport en dan ry julle distansie, julle voluit gehardloop. Sy hardloop voluit. Dat is die doel op die einde van die dag. Vir elke kilometer as vir 'n jong dame. So tyd keer het gevoel, joh, dan kan ek nie meer nie. Maar as 'n gedagte by jou kom om te beseffing kom, hoekom jy dit doen? Hoekom in die eerste plek besluit om te doen? Hoe gaan jy dan verder gaan op die einde van die dag? So daai was my motivering geweest om van my deur die proses of deur die 3 dae te kan gevat. Keith, een van jou net vir die mense dat die mense kan verstaan hoe nie dat jy boastie en alles oor jou gaan nie. Maar kom, let's call a spade a spade. Jy's die een wat die voortou vat vir hierdie inisiatief. Jy het gedraf. Wat was van jou darkest moments wat jy geervaar want jy sê as tye wat jy wil opgegee het, maar wat het jy gevoel in daai tyd en wat het gebeur toe jy gedraf het dat jy wil opgegee het? So basically vir my die eerste donker punt gewees het was toe ons die oggend in Robertson toe draf. En my neef wat saam met gedraf het, hy sê hy voel jou right maar. Nou dit kom ons sê ja by die huis, bly maar een keer by die huis man. En dan weet ek nou, want ons gaan nou as hy nou saam te wat is nou gesukkel gewees hier. En mense wil mos nie te lank op die pad sien of laat op die pad sien. En nou dat hy saam is in, ons het begin by die punt waar hy gedrop het en ons het pad gevat. Ek dink was ek net so 1 kilometer in ja. Ja. Dit was net nee, hy kan nie nou meer nie. Hy gaan maar nou maar omdraai. En ek bel my ankel, ek sê my ankel, ek al die man. Ek gaan sê ek vir hom, loop terug. Maar as opgetel het, ek gaan nou lankies maar die pad vat. Ek gaan nou maar druk. En hy was iemand altijd gepraat het, dat was ek draf. Ek praat mos nie nog nie man. Ek is nie gefocus. Ja. Hy is 'n man wat heel tyd praat, constantly. It's alright, wat het aan. En my een vriend kontak vir my en hy voor my kontak ja. Kry ek nou vir soos Robertson toe en kry mos nou hy plek se naam is Rooi Berge.
Oh, yes. Yes, hy moes 'n kwai kind of 'n opdrand man. Dan maak hy mos 'n draaiaboe. Yes. Ek het nog baie keer gehuis met myself sê, "Nee, dis maar lig." Dis nog so iets van my nog iemand. Ja, ja. Maar ja, ek het my reg my teenstander ontmoet. Okay. Was Roy Berger geweest. En met eens voel ek, joh, toe ek hy dinge sien van ver af wil ek naby. Maar toe ek naby kom sien ek maar die kyk wat maak hy dinge nog jong. Yes. Kyk waar hierdie karre na sy na bo. Hy hele draai nog. Hoe ek kan nou ek het mos kwai met jats met die ding jong. En met trane begin afval hy dag. Ek sê myself, joh. Ek kan nou omdraai sê ek myself. Terwyl ek draf. Ek kan nou omdraai. Of jy kan nou aangaan. Want hy is nou klaar meer as 'n helfte. Nie weet as hy knikkie van Roy Berger gekry het. Yes. Dat is basically maar net 'n paar kilos, 1 of 2 kilos as hy binne in Robertson. Yes. En ek sê myself, naaikie, terwyl die trane val, helplik terwyl ek my oor en die mense hoe die trokke, hoe piep. Hulle sien nou vir my op met lees me, maar hulle sien nie die wat ek voel nie, of hulle sien nie my trane nie. Yes. Maar terwyl hulle ry piep, hulle tiet. En ek sê vir myself, kiet, as jy er omdraai en na huis toe gaan, of die complete, Okay. die laaste fase van dag 2. En ek ruk my reg. Ek sê myself, kiet, ek kan dit doen. En ek vat die boot aan. Stukkie vir stukkie vat ek kom aan. Stukkie vir stukkie. Begin my vriend van my bel, hy vra, kiet, hoeveel feier? Ek sê, ek is hier by Roy Berger, man. Ek sê, nou waar, ek gaan nou afsak. Man sê, ook as reg so. En hy wag vir my nou. En ek druk, maar ek lyk, ek kom net daar bo uit nie, man. Ek sê myself, hy hou vas nog, man. Meet ek ander mense van Stellenbosch. Hulle vra my, ek sê water, ek sê, nee, ek het nie water nie, man. Laat my ook, hulle gaan nou water. Nou denk ek myself, jy, hier stop hulle, jy, dis moet wel lekker love, man. Iemand het vraag, net so oorknikkie, man. Net so oorknikkie. Ja. Ek hou ze my af, kan ek nou weer verder druk. Yes. As het nou weer lekker stijl af moest nou, man. Net om, hy manne, vertel, as hulle gaan nou, hulle kon nou terug. Okay. Hulle gaan die water bring. Ek sê myself, joh, lekker moet maar net 'n love gegeet, guys, moet man. Ek sê myself, okay, nice, fine. Ga julle maar die water kry. Ek sal vir julle aan die boekkant kry. Kwai. En ek druk, joh. Hier kom die manne. Ek dink hulle gaan my 'n botteltjie water. Die manne bring my amper 3 liter water. 1.5, ek kan nie mos met 2 kanne half klaar nie, man. Ja. En dit is klaar vir my moeilik om die boot nou te klim en klaar te kry met die boot nou, man. Want ek wil net oor die knikkie kom, want weet ek, nou, ek is fyn. Dan kan ek weer smooth. My vriend bel, hy vra, jy, ver sê, ek sê, oh, vast, ek is nou aan, man. Ek is nou oor 'n knikkie. Later aan toe, ry die man, maar Kom kyk waar jy is. waar ek is, van hy verstaan my, vat nou 'n bietjie te lank na hom sin mos nou, man. Sê ek kom fyn, okay, vat maar my goed. Sit in die kar, maar ek gaan nog steeds draf. Okay. Hy sê klim in, ek sê nee meneer, ek wil draf meneer. Okay. Dit is my doel, hoekom ek dit ding doen. Ek wil draf. Tot in Robertson. Okay. En hy sê okay, is fyn. En hy ry agter my stukkie. Later dan sê hy okay, nee, hy gaan my afvoer kry. Op die voorkant en hy gaan my afwag. En dit is nou lekker stukkie, nou weet ek, is nou vrek, nou kan ek nog op smooth is nou. Yes. Van die nik af, van die bult af, ek druk. En ek kom maar so aan Robertson, daar by voorkant en wat die amazingste is vir my gewees het ook is dat hier staan nie die meier. Okay. Die meier en ondermeier, die burgemeester en onderburgemeester Ja? van hy is municipaliteit daar so. Nice, man. Ek kan nou, is nou Langeberg, something reason area is. Ja? Hier staan hulle nou basically. Wag vir my om my te Nice, verwelkom op die einde van die dag. Nice. En ek dink dit is waaroor het gaan op die einde van die dag, man. Maak nie saak waar vanaf jy kom nie. Net die verwelkom van hulle het my klaar het goed Sure. voel. Ek voel ek het dit gemaak. Nice. Al gee hulle niks. Hy handdruk, hy ontvangs, Nice. hy smile, hy handeklap wat hulle gee. Dat sê maar ek het dit gemaak op die einde van die dag. Dit laat vir my goed voel. Ek het my mission complete. Al was dit moeilik. Daar was donker tye gewees. Maar op die einde van die dag. Hoe sê hulle altyd die spreekwoord? Altyd lig einde van as altyd lig Op die einde van die tunnel op die einde van die dag. Kiet, hoeveel ure het jy actually gehardloop as ons nog vat nou vir die hele proses laas jaar? Ek dink van as ek het opgebreek het ek gesien van Stellenbosch af, Robertson wat so 5 ure gevat. Ek is nie seker hoeveel ure was er van Robertson toe gewees. Ek het nog nie so gekalkuleer nie. Maar het was ook oor die 40 keis
So ek dink hy was omtrent so 4 ure at least. Okay. 4 ure. Ja, 4,5 uur wat gevat. Daar is nou van na Robertson toe. Ja, van die Woester. So jy kan nou sê, jy het om en by tussen 9 en 10 ure was jy op die pad. Yes. As jy nou alles saamvat. Yes. Jy het nou die sondags in 'n by gesit, jy het nou die sondags in 'n by sit, maar waar kan ons na toe trek? Sondag het ek gehalp omtrent 30. Sondag 30 halp. Ja. Ja, 30 keus. So dis So, nog na 3 ure. Ja, 3 ure at least. So ons kyk so na 13 ure. 13 ure is 'n halwe dag. So dit is wat Keith bereid is om op die einde van die dag vir die vrouens te doen. Ek dink dit gaan nie net oor vrouens nie, maar vir die gemeenskappe om vir hulle te wys dat ons kan enigiets doen wat ons as span saamwerk kan ons bereik. Fast forward. Ons sit nou weer hierso. Jy is op pad George toe. Vat ons goed deur hy proses wat jy beplan van die 24ste af, nee? De 30ste. Tot die 30ste toe. Vat gou vir ons So die 24ste, 30ste Augustus, Ja. hierdie jaar. Dan is dit derde jaar wat ons nou besig is met Run for Wings. En ons het omvat uit Stellenbosch uit tot in George. En dit gaat in 7 dae, want is het compleet op einde van die dag. Okay. En die initiatief wat ons basically gaan die ons sanitary pads. Dus kom ons hier aan doen, gaan ons sanitary pads in te samel, distribute in ons gemeenskappe, aan ons skole. So ja, ons is op hy punt nou, dit is omtrent so wanneer as 100 dae wat ons oor is voor ons vertrek. Okay. Maar as 100 dae, so ons is in proses met beplanning, proses om voor te berei, met oefeningen. Tans is ek besig om 3 dae tot 4 dae 'n week te oefen. In die gym, op die pad, net om myself regter wat te prepare. Ja. Van ek dink per dag gaan ek moet at least 50 tot 80 kilometers Ja. moet ek aflê 'n dag om in die time frame te bly in die 7 dae. Tot in die 7de dag wel eens, of die voor 7de dag wel eens in George aankom. So ja, ons is in beplanning met dit. Dit is baie groot, dit is nog as 'n baie groot enetjie. Ja, mense kan nou nog nie glo hoekom dink hulle, hoekom ek so ver wil gaan op die einde van die dag. Ja. Op die einde dag as challenge ek myself. Ek kyk tot hoe ver my body kan strek op die einde van die dag. Seker. Verstaan? En ek weet, ek het gesien, ek kan nog groter dinge doen. As ek vir George kan complete, dan sit iets van die bucket list af. Ek hoor jou. Keith, dit is Augustus man, jy te sê net so onderkant 100 dae Ja. is daar nog oor. Wat het die organisasie nog nodig om hierdie ding 'n sukses te maak? So basically, ons het uitgereik na companies soos uitgereik vir transport van die dag, because omdat het so ver is, Ja. moet daar at least 'n escort is. 'n vehicle wat constant agter ons is, agter my is, wat die run gaan doen. Want ek dink dat mense kan net basically so ver alleen doen op die einde van die dag, want dit is 'n bietjie risky. Ja. Health and safety protocols moet maar volg en so aan. Daar altyd iemand agter, iets kan gebeur op die pad. So ja, ons basically markeer ons regter waar nog 'n vehicle. Ons vertrou en ons hoop dat daar iemand regter waar gaat diere kom vir ons met transport op die einde van die dag, want hy is die grootste kopseer. Yes. Because die ander goede is sal self in plek val op die einde van die dag. Nice. Verstaan? So, daar is maar die main ding wat ons benodig is transport. Okay, so daar hoor julle wie even na hierdie video kyk of gaan kyk, Keith het transport nodig. Ons praat van Ford, ons het Toyota, ons het Mercedes, ons het Chery, ons het Kia. Ons kan al die brands, Renault, is baie van hulle wat in Stellenbosch is. So Keith het transport nodig en ons pleidooi is na een en elkeen van julle. Julle het die ways and means, many resources om hierdie ou se journey baie makliker te maak. Hy lê klem op. Dit gaan nie oor hom nie, dit gaan oor die vrouens. Elke vrou maak saak. Dit is wat Keith eintlik vir ons sê. Dit gaan nie net en ons reik nie nou, kom ek maak dit so, ons reik nie nou net uit na transportmense nie. Ons reik uit ook na verblyf, ons reik uit na kos. Hier is die mense wat sanitary goedjies doen. Dalk is daar fabrics op sy journey wat hy kan gaan pop en gaan hallo sê en gaan bladskud en paar pakke pets vat saam met hom en hier skiet hy na die next dorp toe. Dit sal mos nou nice wees. So wyd en suid, almal op die end toe, hy sit nie, hoe kan ek sê, blokkies op sekere mense nie. Hy is open vir enige een om vir hom by die hand te vat en dit vir hom moontlik te maak
sodat die journey maklik gemaak kan word. Keith, George is besig om te beplan. Jou fitness journey het nog 'n mens na van jy oefen hoeveel keer 'n week nou? 3 tot 4 dae. 3 tot 4 dae 'n week. En as jy nou moet vat nou met draf wat jy nou actually moet doen, hoeveel kilos lê jy af 'n week in hy 3 tot 4 dae? So basically toe we soos ons nou kyk mos na die wereldse omstandighede. Yes. So as jy altyd dat 'n mens op die pad kan wees, verstaan per week so 50, 60 wat ek basically vanoggend het ek gehad 17.71 k's gedoen. En dit het vir my much beter laat vloei in die dag. Nadat ek so lank laas gedraf het met die reën en die storm wat ons gehad het nou recently. Ja. Voel ek nog als nee, ek is op 'n level wat ek nog veel te improve op einde van die dag. Nice. Met my running en my body is reg. Hy is reg vir die 24ste, 30ste Augustus. Ek kan dit met confidence sê dat jy gaan dit compleet soos niks op einde van die dag. Keith, jy beplan nou vir George. Dis net so minder as 100 dae, but dit stop nie mense om nog steeds sanitêre doekies vir jou te gee nie. Hoe werk hy proses nou? So basically daar's 'n amazing company wat ek maar 'n kans of wat uitgereik het. E-mail het. Ek het 'n pause voorgegee vir hulle en hulle het onmiddellik ingeskop. En hulle is mense wat pets vervaardig. Hulle maak pets. Nice. Eie fabriek. Hy is Menstrual Foundation. Hulle is in die Parel gebuis. Diamond sê hulle is bereid om 1000 sanitêre doekies te sponsor. Vir die journey af George toe so. Toe sê hulle vir my, jy gaan soos Vader Kersfees wees. By elke dorp wat jy kom, dan gaan distribusie by die skole. Nice. So dis hoekom ons 'n lekker vehikel nodig het om hy pets af saam te vat. Verstaan so? Ja, ons is besig om te collect met sanitary pads. Die mense kan enige tyd van nou af tot in August maand, einde August, eerste week September. Alles vry om te donate. Van wat ons gaan maak is dat met die sanitary pads wat gaat kry, gaan ons aan hy kante wil ons aan die garden route wil ons gaan distribute. Okay. In haar skole. Okay. En dan as terugkom, gaan ons by ons in ons gemeenskappe weer gaan ons nou weer distribute op einde van die dag. So dan dek ons al twee kante op einde van die dag. Nice. Verstaan so. Dan dink die mense dan kom ons. Ek dink baie skole gaan dit nie verwag nie. Ons sal net daar kom of die skool, so kan ons met die hoof praat. Ons van hierdie ons Run for Wings, ons wil graag julle vandag donate met sanitary pads. Nice. En ek dink enige skool gaan met oop arms dit wil ontvang. Keith, die sê nou vir ons van die sanitary, iemand wil nou drop off. Waar drop hulle dit af? 31 Laasstraat, Ja. Kloetersdorp Stellenbosch. Daar is 'n plek wat hulle kan gaan drop off. So basically dit hulle kan daar gaan afdrop. Ons het ook 'n trolley by Welgevonden. Ja. Spar. Cornerstone. Ja. Hulle kan daar gaan. Ja. Daar is mense wat 'n trolley het daar by Spar. Ons is dankbaar en bly. Spar was laas jaar aan boord ook gewees. Nice. Hulle het eers maar vroeg jaar ingeskop al om die trolley aan te sit vir sanitêre doekies. So ons is dankbaar en bly vir Spar Welgevonden. Wat so mooi aan boord is. Why? Eie gedagte, die een werker het eie inisiatieffabriek. Die baas het gesê ja, dis reg so. Gaan voort. So ons is dankbaar. Ons is regtig dankbaar vir die mense wat regtig waar verstaan die need in ons gemeenskappe, in ons skole op einde van die dag. So, Spar is daar, jy het gesê in Laasstraat is die aan 'n drop off. Mense wil vir jou in die hande kry want hulle het miskien ander tye wat hulle na jou toe kan kom. Jy het mos nou jou tye uit te sit en dan wil hulle luister, is jy daar Keith of hulle wil dit persoonlik in jou hand gee. Hoe kry hulle vir jou in die hande? Jy kan dit kry op my social media. Facebook is dit as ons. Kan my persoonlik Keenan% Facebook. Of jy kan ons Run for Wings Hub, as ek op Facebook. Jy kan ons op TikTok kry, Run for Wings Hub, Instagram Run for Wings Hub. Of hulle kan my selfoonnommer is 065
1240377. Okay. Direct lijn wat hulle my kan WhatsApp of bel. Mm. Of hulle kan onsself evens e-mail ook, ranvoorwingsrap. En .gmail.com. Dan kan ons daar kry ook. Okay. So daai het hulle al die kontakpersonehede waar hulle vir Keith in die hande kan kry. Sy goedjies gaan ons ook by eet en dan kan hulle vir hulle gaan check op hulle socials. En dalk gaan dit nie net oor senator toekies fisies self nie, maar dit kan gaan oor fondse, dit kan gaan oor Keith het nog gepraat oor transport. Hierdie man het dalk hy het drafskoene nodig, sal nie sy talkie. Hy het sy attire nodig wat hy dag vir hy week gaan aantrek het hy nodig. En weer eens, ek bedoel as baie exposure, ek wil eens PR 101 deurgee vir besighede wat in hierdie man in die hande kan vat nie. Maar as baie ways and means hoe besighede ook kan baat vind uit deur hierdie inisiatief om vir Keith te steun vir hierdie setup. So whatever Keith, soos Keith gesê het, nee, luister mooi wat hy sê. Skole sal hom oop hande aanvaar soos hy daar inkom en hy sê net deur toekies. Wie even na hierdie video kyk, Keith gaan julle oop hande aanvaar met whatever julle wil borg. So, en dis ook hierdie dingie uit 'n organisasie, Run for Wings is 'n organisasie, is 'n NPO, NPC, right? Wat geregister is en wat dit makliker maak vir besighede om hulle hande in hulle sak in te steek. Keith, voor jy gaan jy mense iets baie profound toe jy by Rooiberge staan. Dis 'n laaitie wat nou hier na hierdie video kyk en ek sê laaitie want ek wil hê ons wil dit persoonlik maak. Wat ook op so 'n donker moment beleef nou waar hulle op hy moment staan van hulle wil omdraai, soos jy gesê het en hulle trane loop ook letterlik. Wat 'n boodskap het dit daar vir so 'n laaitie? Wat ek kan sê is dat dit maak nie saak waar jy gaan nie. Of dit nou in jou sportlewe is, of dit nou jou skoollewe is, of dit nou persoonlik lewe, huishoudlik lewe is. Die vraag is altyd, wat ek vir my altyd sê, of my vraag is dat, hoekom ons in die eerste plek begin? Hoekom ons in die eerste plek op die aarde? Verstaan? Ja. Ons in die donkerte, ons lig is gedemp. Yes. Ons sien die donkerte rondom ons. Maar as jy vir jouself vra, hoekom as ek op die eerste plek hier waar ek is vandag? Wat is my doel hier op die aarde? Kwaai. Onmiddellik gaat hy lig aan. Because daar iets in jou mind en sê is fijn man. Het gaat maar van nou so gaan. Maar later aan gaan ek die lig sien. Kwaai. Hy lijkt wil ek bemoedig as dat, hou aan man. Alles is hoe moeilijk, alles is hoe seer, druk deur man op die einde van die dag. Nice. Van ons gaan die vruchte daarvan pluk op die einde van die dag. Van ek het die vruchte gepluk. In my donkerte tyd. So, ja, jy sterk en volmoed. Asse. En dit, weer eens, Minister Gautam McKenzie, ek gaan jy op die spot sit. Jy is vir sport en recreation, hierdie man het hulp nodig. Het sal nice wees as jy vir hom kontak, of even ook, as jy, iemand wat vir Gautam McKenzie ken, tag hom, of kontak hom namens Keith en ons glo aan, Gautam McKenzie kan baie resources kan hy vir hom kry in 'n oogwinse tyd. Ons praat van Gautam McKenzie, maar daar's baie besighede wat na hierdie video kyk of mense wat werk vir hierdie besighede of wat ewen hulle eie besighede het. Hierdie man staan gereed om hy wag vir julle om vir hom te kom assist. Run for Wings, August man, 24ste tot die 30ste, dis die main tyd, but hy's wanneer die man gaan draf. Maar terwyl hy nog van reg kry vir hierdie inisiatief, is die bokse staan daar. Kom sit julle, bring die pads in Laagstraat om hoeveel? 31. Sover het hy ook vir Spar aan boord waar jy ook daar kan drop, dis by Spar by Welgevonden. Jy kan ook daar gaan drop. So gaan kom net naby en help hierdie ouetjie en ons maak hierdie ding 'n sukses. Keith, namens die Wisdom of Solomon familie wil ek vir jou sê alle sterkte. Ek wil vir jou sê jy's 'n rockstar, jy bring hoop vir ons mense. Jy laat 'n vrou weer goed voel oor haarself. Jy het gepraat van hulle word beroof van hulle dignity.
Hulle wil stelselmatig en as dit van 'n man afkom, hoe powerful is dit? Hier is vrouens as daar mekaar up te lift, but ons kan ook saam met hulle hande vat en ons kan hierdie ding 'n joint operation maak om hierdie dinge sukses te maak. So julle hierdie ouens besig om na George toe, luister hier, vrouens na George toe vir julle te draf. Ek glo daaraan dat hierdie ding gaan nie hier stop nie. Hier is iets groot wat ons nou nie dalk sien nie, maar wat op pad is. So Keith, alle sterkte broer. Ons weet hierdie ding is besig om vlam te vat. Hierdie ding is besig om uit te skiet soos wortels sal uitskiet. En Garden Road se mense hierdie ou van Cletusville, hy's op pad. Robertson, nee, het vir hom so mooi ontvang en ons glo daaraan julle gaan op. Ek dink julle gaan mekaar battle. Keith, waarom gaan jy gaan N2? So hy vat al hy paaies, hy begin sy Lauriespas, Grabouw, Caledon verby, dan is dit Riviersonne in, Swellendam, Buffelsjag, Riversdal, Heidelberg, Albertina, Mosselbaai, Pakkersdorp, George. Hoe nice sal dit wees as die man Vrydag aan, Sarah, uitsteek op die veld. Ek weet nou nie wat hulle veld se naam, hulle groot veld. Otaniqua Park. En daar so vir sy verwelkom kry met 'n stadium vol mense. En daar word die pets ook gedistribute en hy vrouens word dis maar net wat ek kan aandink en ons weet nie waartoe hierdie ding vir ons kan vat nie. So julle, kom ons kyk wat ons vir Run for Wings kan doen. En ons weet dat hierdie ding massive gaan wees. Gaan in vrede in julle. May God bless you guys, may God keep you. Tot die volgende keer. Keith, dankie bro. Baie dankie man. Baie dankie. Daar is Keith present. Check hom uit op die socials. Enige infos wat julle nodig het rakende Run for Wings, enige info oor Keith, check dit daar uit. Al sy info is in sy bio en haar e-mail adres, die kontak info vir Run for Wings is daar so. En so sal jy vir my die handen kry en dan vat ons dit daar vandaan verder. Goed gaan julle. God bless you. As hy Keith man. Dankie bro.